Lekker julle, ons gaan aan met Levitikus van hoofstuk 16 af, die groot versoendag. En die Hemelse Vader het Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Hemelse Vader nader gekom het. En die Hemelse Vader het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel voor die versoendeksel wat op die ark is nie, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige linne rok aantrek en 'n linne broek moet oor sy vlees wees en met 'n linne gordel moet hy hom gord en 'n linne tulband moet hy op sy hoof wees. Dit is die heilige klere en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy 2 bokramme as sondoffer en 1 ram as brandoffer neem. Dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook die 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Hemelse Vader stel by die ingang van die tent van samekoms. En Aaron moet dit oor die 2 bokke in die lot werp. 1 lot vir die Hemelse Vader en 1 lot vir Azazel. En dan moet Aaron die bok aanbring waar hy die lot vir die Hemelse Vader opgekom het en hy moet hom as 'n sondoffer berei. Maar die bok waar die lot van Azazel opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Hemelse Vader gestel word en oor hom versoening te bewerk deur hom vir Azazel in die woestyn in te stuur. Aaron moet dan die sondofferbul wat vir hom bedoel is laat aankom en vir hom in sy huis versoening doen en hy moet die sondofferbul slag vir hom wat bedoel is en die vuurpan van gloeiende kole op die altaar voor die aangesig van die Hemelse Vader wegneem en daarby 2 hande vol fyn gestampte reukwerk van speserye en dit binnekant die voorhangsel bring en hy moet die reukwerk op die vuur lê en voor die aangesig van die Hemelse Vader dat die wolk van die reukwerk op die versoendeksel wat op die getuienis is kan oordek sodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bul neem en met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met die vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferbok slag en wat vir die volk bedoel is en sy bloed binnekant die voorhangsel bring en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet hy dan die heiligdom en die versoening doen vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge en wat die sonders ook al mag wees, moet hy ook doen vir die tent van samekoms wat in hulle midde is en hulle onreinhede woon. En niemand mag die tent van samekoms wees as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen nie, totdat hy uitkom nie. En versoening doen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. Dan moet hy na die altaar uitgaan wat voor die aangesig van die Hemelse Vader is en daarvoor versoening doen. Hy moet van die bloed van die bul en van die bloed van die bok neem rondom aan die horings van die altaar stryk en hy met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel. So moet hy dan reinig en die heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. En as die versoening van die heiligdom en die tent van die samekoms en die altaar voleindig het, moet hy lewendige bok laat aankom en Aaron met 2 hande op sy kop van die lewendige bok lê en hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge en hulle sondes ook al mag wees en hy moet op die kop van die bok lê en hom 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur.
So moet die bok dan op hom hulle ongeregtighede na 'n woestynland wegdra, wat die bok in die woestyn los. Dan moet Aaron in die tent van samekoms ingaan en linne klere uittrek wat hy aangetrek het toe en hy moet die heiligdom ingegaan het en dit daar neerlê. En hy moet sy liggaam op 'n heilige plek in die water bad en sy klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en sy brandoffer en die brandoffer van die volk berei om vir hom en vir sy volk versoening te doen. Ook moet hy die vet van die sondoffer op die altaar aan die brand steek en hy wat die bok vir Azazel wegdrywe het, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad en daarna mag hy in die laar kom. Net op 'n dag, ek het nou al vroeër ook daaroor gelees, maar Azazel is iemand van wie jy sal lees in die boek van Henog. Net so 'n notaatjie daar. Maar die sondoffer en die sondofferbok waarvan die bloed ingebring is om versoening te doen in die heiligdom, moet hulle buitekant die laar uitbring en hulle velle, hulle vleis en hulle mis moet met vuur verbrand word. En hy wat dit verbrand, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad en daarna mag hy in die laar inkom. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand op die 10de van die maand moet julle verontmoedig en geen werk doen nie, en die kind van die land sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef, want op hierdie dag moet hulle vir julle versoening doen om julle te reinig. Van al julle sondes moet julle voor die aangesig van die hemelse Vader rein word. Dag van volkome rus moet dit vir julle wees en julle moet in verontmoediging, dit is 'n ewige insetting. En die priester wat gesalf en aangestel sal word om in die plek van sy vader die priesterampt te bedien, moet die versoening doen en hy moet die linne klere en die heilige klere aantrek en die versoening doen en die allerheiligste ook moet hy vir die tent van samekoms in die altaar versoening doen en vir die priesters en die hele volk van die vergadering moet hy versoening doen. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees om vir die kinders van Israel weens al hulle sondes eenmaal in die jaar versoening te doen. En hy het gedoen soos wat die hemelse Vader Moses beveel het. Okay, hoofstuk 17. Net een offerplek. En verder het die hemelse Vader met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aaron en sy seuns en met al die kinders van Israel en sê vir hulle: Dit is 'n saak wat die hemelse Vader beveel het. Elkeen uit die huis van Israel wat 'n bees of 'n lam, 'n bok in die laar slag, of dit buitekant die laar slag, en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die hemelse Vader 'n offer voor die tabernakel van die hemelse Vader te bring nie, as 'n bloedskuld moet die man aangereken word. Hy het bloed vergiet, waarom moet die man uitgeroei word onder sy volk uit. Sodat die kinders van Israel hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oop veld te offer aan die hemelse Vader, by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en as dankoffers aan die hemelse Vader kan slag. Dan moet die priester die bloed teen die altaar van die hemelse Vader by die ingang van die tent van die samekoms uitgooi en die vet aan die brand steek as 'n lieflike geur vir die hemelse Vader. En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan oreer nie. Dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hulle geslagtes. En jy moet vir hulle sê: Elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat die brandoffer of die slagoffer bring, en dit nie by die ingang of die tent van samekoms bring, om dit vir die hemelse Vader te berei nie, die man moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Verbond om bloed te eet, vanaf vers 10. En elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdeling wat onder hulle vertoef, wat maar enigsins bloed eet, teen die een wat die bloed eet, sal ek my gesig rig en hom uitroei onder sy volk.
want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, niemand van julle mag bloed eet nie. Ook die vreemdeling wat onder julle vertoef mag geen bloed eet nie. En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdeling wat onder julle vertoef, wat 'n stuk wild of 'n voël vang, wat geëet mag word, hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met die grond toemaak. Want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed. Elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word, en elkeen wat die aas eet of iets wat verskeer is, 'n kind van die land, sowel as die vreemdeling, moet sy klere was en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein, dan sal hy rein wees. Maar as hy nie homself was nie, en sy liggaam nie bad nie, moet hy sy onreinheid dra. OK, hoofstuk 18. Wette met betrekking tot huwelik, sake en kuisheid. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, ek is die Hemelse Vader, julle God. Volgens die werke van die land van Egipte waar julle in gewoon het, mag julle nie doen nie. En volgens die werke van die land van Kanaan waarin ek julle bring, mag julle nie doen nie. En julle mag in hulle insettinge nie wandel nie. My verordeninge moet julle doen en my insettinge hou om daarin te wandel. Ek is die Hemelse Vader, julle God. Hou dan my insettinge en my verordeninge wat 'n mens moet doen en dat hy daardeur kan lewe. Ek is die Hemelse Vader. Niemand van julle mag naby sy naaste of bloedverwante kom om die skaamte te ontbloot nie. Ek is die Hemelse Vader. Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie. Sy is jou moeder. Jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. Jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou vader. Die skaamte van jou suster, die dogter van jou vader, of die dogter van jou moeder, in die huis of buitekant gebore, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie. Die skaamte van jou seun, se dogter van jou dogter se dogter, hulle skaamte mag jy nie ontbloot nie, want hulle is jou eie skaamte. Die skaamte van die dogter van jou vader se vrou, wat deur jou vader verwek is, sy is jou suster, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie. Jy mag die skaamte van jou vader se suster nie ontbloot nie, sy is jou vader se bloedverwant. Jy mag die skaamte van jou moeder se suster nie ontbloot nie, want sy is jou moeder se bloedverwant. Jy mag die skaamte van jou vader se broer nie ontbloot nie. Jy mag nie naby die vrou kom nie, sy is jou tante. Jy mag die skaamte van jou skoondogter nie ontbloot nie. Sy is jou seun se vrou. Jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. Jy mag haar skaamte van jou broer se vrou nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou broer. Jy mag die skaamte van 'n vrou en haar dogter nie ontbloot nie. Haar seun se dogter en haar dogter se dogter mag jy nie neem om haar skaamte te ontbloot nie. Hulle is bloedverwant. Bloedskande is dit. Jy mag ook geen vrou by haar suster se medegister byneem om haar skaamte te belyk met die ander een terwyl die nog lewe te ontbloot nie. Ook mag jy nie naby 'n vrou kom terwyl sy onrein is, dat haar onreinheid om haar skaamte te ontbloot nie. En jy mag geen vleeslike gemeenskap met jou naaste se vrou hê nie, om jou met haar te verontreinig nie. En van jou kinders mag jy nie gee aan Moloch deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die naam van jou God nie ontheilig nie. Ek is die Hemelse Vader. Met die manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê, soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel.
en jy mag met geen dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. 'n Vrou mag ook nie voor 'n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is 'n gruwelvermenging. Verontreiniging julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig, want ek voor julle uitdryf. So het die land dan onrein geword en ek besoek die onreinigheid daaraan sodat die land sy inwoners uitspoeg. Maar julle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie. Die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef nie, want die mens van die land wat voor julle gewees het al hierdie gruwels gedoen en die land het onrein geword. Laat die land julle dan nie uitspieg as julle verontreinig is nie, soos die nasie uitspieg wat daar voor julle was nie. Want almal wat enige een van hierdie gruwels doen, die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder julle volk. Daarom moet julle my ordeninge onderhou en om niks te doen van die gruwels en insettinge wat voor julle gedoen is nie, dat julle nie daardeur verontreinig nie. Ek is die hemelse Vader, julle God. Hoofstuk 19. Verskeie skadu-agtige sedewette in sake die godsdiens. Verder het die hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die hemelse Vader, julle God, is heilig. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en my sabbate hou. Ek is die hemelse Vader, julle God. Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle nie gegote gode nie. Ek is die hemelse Vader, julle God. En as julle 'n dankoffer aan die hemelse Vader slaag, moet julle dit so offer dat julle welgevallig kan gevind. Op die dag as julle dit offer en die dag daarna moet dit geëet word, maar wag tot die derde dag toe oorbly, moet julle dit met vuur verbrand. En as dit tog die derde dag geëet word, sal dit onrein ding wees en dit sal nie met welgevalle aangeneem word nie. En hy wat dit eet, moet sy onreinheid dra, want wat heilig is aan die hemelse Vader, het hy ontheilig. Daarom moet die siel uit sy volksgenote uitgeroei word. En as julle dit die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou hand nie heeltemal afoes nie, en die are wat val nie versamel nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die hemelse Vader, julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag nie die een die ander bedrieg nie, en julle mag nie vals sweer by my naam, en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die hemelse Vader. Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie. Jy mag die dowe nie vloek nie, en voor die blinde geen struikelblok lê nie. Maar jy moet jou God vrees. Ek is die hemelse Vader. Jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees en die aansienlike nie voortrek nie. Met die geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag teen die lewe van jou naaste mag jy nie optree nie. Ek is die hemelse Vader. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berisp, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die hemelse Vader. Jy moet die insettinge hou, 2 soorte van jou vee,
mag jy nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie 2 soorte saad besaai nie. En 'n kleed van 2 soorte goed van gemengde stof mag jy nie op jou kom nie. En as 'n man vleeslike gemeenskap het met 'n vrou wat 'n slavin is en vir 'n ander man bestem sonder dat sy ooit losgekoop of vryheid aan haar gegee is nie, dan moet daar 'n bestraffing plaasvind. Hulle mag nie gedood word nie, want sy was nie vrygelaat nie. En hy moet sy skuldoffer aan die Hemelse Vader bring by die ingang van die tent van samekoms, 'n ram as skuldoffer. En die priester moet met die skuldofferram vir hom 'n versoening doen en voor die aangesig van die Hemelse Vader weens die sonde wat hy gedoen het, en hy sal vergifnis ontvang vir sy sonde wat hy gedoen het. En as julle in die land inkom en allerhande vrugtebome plant, moet julle vrugte as verbode beskou. 3 jaar lank moet hulle vir julle verbode wees. Daar mag nie geëet word nie, maar in die 4de jaar moet al hulle vrugte 'n heilige feesgawe aan die Hemelse Vader wees. En die 5de jaar mag julle hulle vrugte eet en alles om hulle opbrengs julle meer te maak. En ek is die Hemelse Vader, julle God. Julle mag niks met bloed al eet nie. Julle mag nie die verklaring van die voortekens van golery omgaan nie. Julle mag die rand van julle hoofhare die rond wegskeer nie. Ook mag jy nie 'n rand van jou baard nie skend nie. Julle mag ook terwille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie, en geen insprukte tekeninge in julle vel maak nie. Ek is die Hemelse Vader. So net daai, ek wil net daai vers wees, julle mag ook terwille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie, en geen ingesprukte tekeninge in julle vel maak nie. So dis tattoos, dis maar so. Ontheilig jou dogter nie deur haar verhoerery aan te hou nie, sodat die land nie hoereer en die land vol skandelike dade word nie. Julle moet my Sabbat hou en my heiligdom ontsien. Ek is die Hemelse Vader. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwes en die geeste wat waar sê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Hemelse Vader, julle God. Vir die gryshare moet jy opstaan en die persoon van 'n grysaard eer, en jy moet jou God vrees. Ek is die Hemelse Vader. Ek wil net daar vers 32. Vir 'n gryshare moet jy opstaan en die persoon van 'n grysaard eer, en jy moet jou God vrees. Ek is die Hemelse Vader. Wat vir my so mooi is, ons het in Afrikaans oom en tannie, en dis so 'n goeie omskrywing eintlik van daai ou versietjie daar. En as 'n vreemdeling by jou in jou land vertoef, mag jy hom nie verdruk nie. En die vreemdeling wat by jou vertoef, moet jy vir julle wees soos 'n kind van die land en onder julle is. En jy moet hom lief hê soos jouself, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Ek is die Hemelse Vader, julle God. Jy mag geen onreg doen in die gereg, in die lentemaat, gewig of inhoudsmaat nie. Jy moet 'n regte weegskaal hê, regte weegstene en regte efa en regte hin. Ek is die Hemelse Vader, julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het. Daarom moet julle al my insettinge en al my verordeninge onderhou. Ek is die Hemelse Vader. Okay, julle, ons gaan aan met hoofstuk 20, straf vir die verskillende misdade. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, jy moet ook aan die kinders van Israel sê, elkeen uit die kinders van Israel, of uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat van sy kinders aan Moloch gee, moet sekerlik gedood word. Die volk van die land moet hom stenig.
en ek sal aangesig teen die man rig, en hy sal hom uitroei onder sy volk uit, want hy het van sy kinders aan Moloch gegee, en hom aan my heiligdom en verontreinig en my heilige naam ontheilig. En as die volk van die land hulle oë maar enigstens toemaak vir die man, as hy van sy kinders aan Moloch gee, sodat hulle hom nie doodmaak nie, dan sal ek my aangesig rig teen die man en sy geslag, en ek sal hom almal wat agter hom aanhoereer en agter Moloch aanhoereer uitroei onder hulle volk uit. En as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê om agter hulle aan te hoereer, sal ek my aangesig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is die hemelse Vader, julle God. En onderhou die insettinge en doen dit. Ek is die hemelse Vader wat julle heilig. Want elkeen wat sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Hy het sy vader of sy moeder gevloek. Sy bloedskuld is op hom. En as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. En as 'n man met sy vader se vrou gemeenskap het, het hy die skaamte van sy vader ontbloot. Hulle albei moet sekerlik gedood word. Hulle het bloedskuld is op hulle. So ek wil net daai deel wat ons nou voorheen gelees het van dis sy skaamte, hier word dit nou verduidelik. En as 'n man met sy vader se vrou gemeenskap het, het hy die skaamte van sy vader ontbloot. So dit, as julle nou 'n bietjie terugdink aan wat Gam gedoen het met Noag. Onthou julle dit? Hy het Noag se skaamte ontbloot. So onthou dit, hou dit maar in gedagte. Daar word dit nou verduidelik. Dis hoekom die Bybel is wonderlike interpreteer homself. OK, ek gaan aan vanaf vers 12. En as 'n man met sy skoondogter gemeenskap het, moet hulle albei sekerlik gedood word. Hulle het 'n gruwelvermenging bewerk. Hulle bloedskuld is op hulle. En as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, soos 'n mens met 'n vrou het, het hulle albei iets gruwels gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. En as 'n man 'n vrou en haar moeder neem, is dit skandelik 'n daad, moet hulle hom en 2 met vuur verbrand. Daar mag geen bloedskande onder julle wees nie. En as 'n man vleeslik gemeenskap met 'n dier, moet hy sekerlik gedood word, en die dier moet julle doodslaan. En as 'n vrou naby enige dier kom om daarmee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. En as 'n man sy suster neem, sy vader se dogter, of sy moeder se dogter, en hy haar skaamte sien, en sy skaamte sien, dit is skande, daarom moet hulle voor die oë van die kinders van hulle volk uitgeroei word. Hulle het die skaamte van sy suster ontbloot, en hy moet sy ongeregtigheid dra. En as 'n man met 'n vrou gemeenskap het, want onwel is, in haar skaamte ontbloot, en hy haar fontein ontbloot, en sy die fontein van haar bloed, dan moet hulle albei uitgeroei word onder hulle volk uit. Ook mag jy die skaamte van jou moeder se suster van jou vader se suster nie ontbloot nie, want hy het sy bloedverwante ontbloot, en hulle moet die ongeregtigheid dra. En as 'n man sy taante gemeenskap het, en hy het die skaamte van sy oom ontbloot, hulle moet hulle sonde dra, sonder kinders sal hulle sterwe. En as 'n man sy broer se vrou neem, is dit bloedskande. Hy het die skaamte van sy broer ontbloot, sonder kinders sal hulle wees. Onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge, en doen dit dat die land waarin ek julle bring, om daarin te woon, julle nie uitspieg nie. En julle mag nie wandel
in die insettinge van die nasies, wat ek voor julle uitverdrywe nie, want al hierdie dinge het julle gedoen, daarom het ek 'n afskie van hulle gekry. En ek het vir julle gesê, julle sal julle land in besit neem, en ek sal julle aan julle besitting gee, die land wat oorloop van melk en honing. Ek is die Hemelse Vader, julle God, wat julle uit die volke afsonder. Daarom moet julle onderskeid maak tussen rein en onrein diere, tussen onrein en onrein voëls, en maak julle self nie 'n gruwel deur die diere en die voëls of deur enigiets wat op die aarde roer nie, want ek vir julle afgesonder het deur onrein te verklaar. En julle moet my heilig wees, want ek, die Hemelse Vader, is heilig, en ek het julle as van 'n volk afgesonder om myne te wees. En as daar 'n man of 'n vrou 'n gees van 'n afgestorwe is, of 'n gees wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word. Hulle bloedskuld is op hulle. Tot sover.